het net gedoen wat die Vader gedoen het. Hy was die deur na God toe, want God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En dis hoekom ons in hierdie reeks is, om God te ken. Om seker te wees, ons ken God. Wat leer ons alles deur die Seun van God? Nou, voor ek vanoggend wegspring en praat oor hierdie boodskap, wil ek net vinnig 'n stelling maak nie, jy kan nie jouself red nie. En ek het elke jaar aan die begin van die jaar hierdie belewenis, jy kan nie jouself red nie. Aan die begin van 'n nuwe jaar is almal heavy excited oor die nuwe jaar. Dis soos 'n nuwe blaadjie wat omgeslaan word. Ons het weer 'n kans, hierdie jaar is my 47ste kans, 48ste kans om dit weer te probeer. En ek kan voorbegin, lekker, alles is nuut, maak sommer huis skoon, gooi 'n klomp goed weg, spring clean die hele works. Want hierdie jaar, ons gaan hom nou aanpak. En as ons by Maart maand hier sit en ek vra, wie van julle hou nog by julle nuwejaarsvoorneme? Daar's van julle wat dalk nou al die hand sal opsteek en sê ek het al klaar geval. Ek het klaar dit nie reg gekry nie. Ek bedoel, daar's van julle wat al meer gesonde kos in die laaste week geëet het as die hele laas jaar. Want ons het hierdie ding van, ons gaan dit doen. Ek gaan dit reg kry. Net so 'n paar maande later om agter te kom, dis nie so maklik nie. Ek sukkel. Dis omdat jy nie jouself kan, en ek wil dit vir elke ou sê wat vanoggend hier by die kerk is. As hierdie jou nuwejaarsvoorneme is om hierdie jaar kerk by te woon, dis om die Here te dien is nie 'n nuwejaarsvoorneme nie. Om gered te wees is nie 'n nuwejaarsvoorneme nie. As dit 'n voorneme is, dan mors jy vanoggend jou tyd. Jy gaan nie hou nie. Want jy kan nie jouself red nie. Elkeen van ons wat hier is, kom sit hier, omdat hy my gered het. Omdat ek konstant bewus is in my lewe van my hoogmoed, en my ongeduld, my oneerlikheid, my vrees, my angs. Ek kan nie sonder hom leef nie. En as jy op daai plek is in jou lewe met die Here, is kerk nie meer vir jou 'n opsionele ding nie. As dit reën en dit hou jou uit die kerk uit, maar reën hou jou nie van die werk af weg nie, sal ek begin stres as ek jy is. Ek sal myself definitief nie 'n Christen noem nie. Ons is nie hier omdat dit 'n goeie besluit is nie. Ons is nie hier omdat ons onsself wil help nie, want ons kan nie. Ons het genade nodig. Die enigste ding wat jy in jou redding bydra, is jou sonde. Waarvoor jy genade ontvang, die dag as jy bely, en sê ek het 'n verlosser nodig. En dis hoekom ons hier is. Want hy bring vir jou vrede, ten spyte van omstandighede. Hy bring vir jou rus, hy bring vir jou opgewondenheid, hy gee vir jou hoop. Jy gaan dit nie by jouself kry nie. En ons sien dit baie duidelik in vanoggend se storie. Die profetiese rede is die eindtyd, en ek wil vandag klaarmaak met die eindtyd, so as ek so bietjie oor die tyd gaan, vergewe my. Ons gaan aanbeweeg van die eindtyd af, hierdie is die 5de Sondag hier, en daar's soveel kontroversies, soveel verskillende opinies, soveel verskillende interpretasies van hierdie. Ek gaan vanoggend baie Bybel lees, want wat ek gedoen het is, ek het vir julle Markus vanoggend gelees, maar ek het Markus en Lukas en Matteus se weergawe alles in een gedruk, om vir jou 'n groot prentjie te gee van wat Jesus gesê het, toe hy met sy disippels op die Olyfberg gesit het, 4 van hulle. So vinnig bietjie konteks, dis die laaste week van sy lewe, al die Jode is in Jerusalem vir Paasfees, dis honderde duisende, daar mag selfs miljoene gewees het. Almal het afgereis saam met Jesus tot in Jerusalem. Maandag het hy op 'n donkie ingery in Jerusalem en almal het notisie geneem. Hulle het hulle boklere uitgetrek, voor die donkie neergegooi en hom gaan bid en hom geprys, en hy het ingery en so draai gery in die tempelterrein, teruggegaan Betanië toe waar Lazarus, Maria en Martha gebly het. Hy het by hulle gebly, Lazarus wat uit die dood het opgestaan. Volgende oggend weer terug Jerusalem toe, tempelterrein toe, vervloek die vye boom in die tempelterrein in, en toe gooi hy al hulle geld
tafels om waar hulle offerdiere verkoop het, en hy maak 'n klomp ouens gesond, en hy leer hulle, en toe maak hy die Sanhedrin, die Joodse leierskap, verskriklik kwaad. Hy sê aand weer terug, volgende oggend weer terug na die tempelterrein toe, woensdagoggend, en toe vat die Joodse leierskap om die hele dag aan, en hy laat hulle almal op hulle neuse kyk. En hy eindig woensdag waar hulle in die tempelterrein staan, en hy wys vir sy disippels hoe byt hierdie Joodse sisteem die arm weduwee uit. En hy stap uit, en een van sy disippels sê, kyk hierdie verskriklike mooi tempel, wat elke steen in goud oorgetrek is, en een steen weeg 500 ton. En hy stap uit, en hy sê vir sy disippels, nie een van hierdie stene sal op mekaar bly nie. En hulle is terug, deur die vallei van Kidron, weer op teen die Olyfberg Betanië toe, en toe hulle daar bo kom, toe vra 4 van sy disippels vir hom, wanneer gaan hierdie goed gebeur? En hy vertel toe vir hulle, wanneer gaan dit gebeur, en hy begin toe met, alles word van hier af erger. Het gaan nie beter raak nie, het word erger, maar julle het hoop. Julle het iets om na uit te sien, want julle het 'n verlosser. Jesus sê die eindtyd begin as ek uit die dood uit opstaan. Ons is amper nou al byna 2000 jaar in die eindtyd. Dis nie iets wat nog op pad is nie, ons leef in dit. En hy het vir ons gesê, wat gaan gebeur in hierdie eindtyd? In hierdie gedeelte. So ek kan nou nie alles herhaal wat ek die vorige 4 keer gesê het nie, maar kom ons spring weg met vanoggend se storie. En hierdie is die laaste gedeelte daarvan wat hy sê, wat gaan gebeur na hierdie verdrukking? Hy het nou vir hulle verduidelik, wat gaan met die tempel gebeur, wat gaan met die Jode gebeur, daar gaan 'n verdrukking kom, die aarde is stikkend, ons gaan siekte en seer beleef, en oorloë, en natuurrampe, en fratse, en tsunamies, en aardbewings, en al hierdie goeters gaan kom. Ons beleef dit vandag, ons weet daarvan. En dan na hierdie verdrukking, is dit wat gaan gebeur, en dis waar ons vandag is. Hierdie het nog nie gebeur, wat ek vanoggend vir julle gaan lees nie. Daar is mense wat glo dit het. Maar definitief het Jesus nog nie teruggekom vir 'n tweede keer nie. Maar in daardie tyd, na daardie verdrukking, wat is daardie tyd? Die laaste dae, die eindtyd. Terwyl ons in die eindtyd is, na daardie verdrukking van oorloë en gerugte van oorloë en hongersnood en siektes en seer en aardbewings en daai goeters. Na al daardie goed, na die verdrukking wat ons nou nog beleef. Kyk na die nuus, weet dit wat gaan in die wêreld aan, dan sal jy weet, dit gaan moeilik. Sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. So party ouens interpreteer hierdie letterlik, ander doen dit figuurlik, ander doen dit simbolies. Die punt is, die kosmiese stelsel wat God geskep het hy geskep op die manier wat hy dit geskep het en gemaak op die manier wat hy dit gemaak het, om 'n habitat vir my en jou te skep. As dit nie vir die son was en die lig wat ons gehad het nie, het ons nie gegroei en gelewe nie. Ons het lig nodig. En hy praat hier van al ons lig, waarop ons staat maak. Elke oggend sit jy op bed uit, dan sien jy die sonsopkoms. En Jesus sê, dit wat jy ken, jou sekuriteit wat jy ken, alles wat jou veilig hou binne in jou habitat, sal geskit word. Dis wat gaan gebeur. So of jy dit nou simbolies sien, of die son regtig net gaan donker word, soos toe Jesus aan die kruis gehang het, en of daar regtig sterre uit die hemel uit gaan val, sal tyd ons leer. Ek kan jou nie presies sê nie, ek kan jou wel een ding sê. Jesus se geboorte, sy eerste koms aarde toe was verduister. Niemand het gedink, die verlosser van die wêreld gaan in 'n stal gebore word tussen diere en 'n krib lê nie. Inteendeel, Jesus het al sy dae gehad in sy tyd op aarde, soos ons deur Jesus storie kom, net om vir mense te sê wie hy is. Hulle wou dit net nie glo nie. Ek glo sy tweede koms gaan net so verduister wees. Ons weet nie presies wanneer en waar dit gaan gebeur en ons gaan almal verbaas wees. Dis nie iets wat ons kan noodwendig verstaan of totaal uitredeneer nie. Want hy is God en ons nie. Hy sê daar sal tekens, Lukas skryf dit so. Hy sê daar sal tekens wees aan die son, die maan en die sterre. En hy het so 'n bietjie meer detail. Hy sê op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en die vloedgolwe. So Lukas skep vir ons hierdie prentjies, hierdie hele een gaan lees. Hy sê die mense op aarde, hy praat nie hier van die uitgekiesdes, die gereddes nie. Hy praat nie hier van die mense wat reeds hulle vertroue in Jesus gesit het en gered is en bely het nie. Hy praat nie van hulle nie. Hy sê oor die algemeen met die hele menslike populasie heers vrees en angs as gevolg van alles wat op die aarde gebeur. Mense kan dit nie hanteer nie. Dis te verskriklik. Dit kan vloedgolwe wees, tsunamies, wat ook al dit wees.
Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is. Daar's dalk van julle wat nou so voel, ek is angsbevange tot die dood toe, ek's bang, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dit wat jy geken het, en dit wat vir jou normaal was, en dit wat vir jou veiligheid en sekuriteit gebied het, sal als geskit word, sê Jesus. En die hele wêreld sal dit so beleef. Angstig. Nie die wat gered word nie. So as jy vanoggend hier sit en jy sê ek is gered en ek sit hier want ek het 'n diep soeke na God. Ek kan nie sonder hom leef nie. Is jy nie deel van dit nie? Dan sal die teken van die seun van die mens na hierdie verdrukking, nadat ons hemelruim geskit word. Ons kan dit dalk nog sien, wie weet. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn. Wat gaan die teken wees dat Jesus kom? Jesus self. Hy is die seun van die mens. En al die volke van die aarde sal verslaaf wees. Die hele aarde gaan staan en verslaaf. Dis hoekom ek sê, ek dink Jesus se koms is net so verduister, die tweede koms soos die eerste koms. Dit gaan net iets buite hierdie wêreld wees wat ons nie geken nie. Dan kom die werklike lig van die wêreld na die wêreld toe. Wat nie die son is nie. Ons sal dit almal sien. Almal sal verstom staan. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Wat 'n oomblik. Gaan dit nie wees nie. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Verlossing van wat? Hy praat hier met die gereddes, die uitverkorenes. Die verlossing van 'n wêreld wat jou boelie, van verdrukking wat jy fisies beleef. Ja, jou lewe is veilig in sy hande, 'n ewige lewe saam met hom, al gaan jy hier dood, is jy saam met hom die res van jou lewe. Dis nie die verlossing waarvan hy daar praat nie. Dit het reeds gebeur. Nou word jy verlos van 'n stikkende wêreld, want hier is Jesus. Dis met wie hy daar praat. Nou, ek wil ook net by sê, daar's baie mense wat hierdie gedeelte lees, en dan sê hulle, okay, sien jy, wie's verantwoordelik om hierso nou op te staan en regop te wees en sy kop op te lig? Dis mos ek. Jesus is besig om te profeteer. Hy's besig om te sê wat gaan gebeur. Hierdie is nie voorskriftelike teks nie. Hierdie is beskrywende teks van wat gaan gebeur met elke persoon wat gered is. Hy gaan opstaan, sy kop oplig en bly wees, want sy verlossing is naby. Hou dit in gedagte as jy hierdie lees. Matteus skryf, die groot trompet sal weer klink. So daar's 'n groot trompet. Kan nie wag om te hoor. Jy sien, as jou kind trompet speel op skool, dis 'n hemelse instrument, né? Al dink jy, dis wild. Die groot trompet sal weer klink. So daar's in die hemel 'n groot trompet. Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die 4 windstreke van elke uithoek van die aarde af. Dan gaan al sy engele, die uitverkorenes, die wat gered is, bymekaar kom. Kan jy sien, daar's geen oordeel nie vir die wat gered is. Want daar kom groot veroordeling vir die wat nie hulle vertroue in die Here gesit het nie. Maar vir die wat gered is, jy staan onder sy genade, jy het niks om te vrees nie. Hy maak jou net bymekaar soos hy hen na kykens bymekaar maak. Geen veroordeel nie. So hoe weet ons sy koms is naby? Hy het ons gesê. Hy sê, leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke al sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. Jesus sê, die gereddes gaan die tekens dophou. En elke keer as jy hoor daar's 'n oorlog of 'n gerug van 'n oorlog, elke keer as jy sien die son gaan dalk verduister of 'n ster gaan dalk val, of jy hoor hierdie stories, jy het nou al gehoor hoeveel meteoriete gaan nou al die aarde tref en hoeveel het nou al die aarde getref, of daar sal weer 'n tsunami, waartoe gaan jou kop dadelik? Jesus kan kom. En ek is veilig. Ek gaan my kop oplig en ek gaan opstaan. Hy gaan ons bymekaar maak. Want dis wat gaan gebeur met die gereddes. Dit gaan jy nie vol vrees en angs maak nie. Wel, dit gaan as jy nie naby God is nie. Dit gaan jou vol blydskap en verwagting maak. Sê hy, hou die tekens dop. Sê hy, ons gaan die tekens, ons hou die tekens dop. As jy 'n gelowige is wat al jou vertroue in die Here gesit het, dan fokus jy, elke keer as jy iets hoor wat jou kan vreesbevange maak,
gebeur die teenoorgestelde, want jou hoop is op hom. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat dit tyd naby is. Voor die deur, sê Jesus. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. En net hier is 'n verskriklike groot oorlog in die teologiese wêreld, want dit het nie waar geword nie, sê sommige mense. Dit hang af hoe jy dit interpreteer, dit hang af hoe jy dit lees. Jy moet nie vergeet waar het ons begin nie. In daardie tyd, na daardie verdrukking, leef daar op daai stadium 'n geslag op die aarde, wat die sonverduistering gaan sien en die sterre wat gaan val. Daai geslag is die geslag waarvan Jesus hier praat. Hy praat nie hier van sy disippels vir wie hy hierdie storie vertel en profeteer nie. Die geslag wat leef op daai oomblik op die aardbol. Hulle sal alles sien gebeur. Nog in die leeftyd van daai geslag, hierdie geslag wat leef na alles. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit nie. Nooit het Jesus se woorde al ooit op die grond geval leeg nie. Alles wat hy gesê het, het waar geword. Ek het so ver vir julle die eindtyd storie voor hierdie vertel en presies wat Jerusalem gebeur het en hoe Jesus het vir hulle presies woord vir woord uitgespel het en hoe alles waar geword het. So Jesus sê in soveel woorde vir elke ou wat gered is, jy hoef nooit te twyfel nie. Hou net vas. Vertrou my. Vertrou my, jy kan maar. Hoe weet ons wat 'n dag kom hy? Hy gaan aan. Hy sê, niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie, net die Vader weet. Nou hierdie is nogal interessant, hierdie het ook baie debatvoering in teologiese oë al veroorsaak. Niemand weet wanneer dit is nie. Nie eers die seun nie, maar Jesus was dan God in 'n lyf. Hoe het hy nie geweet nie? Jesus self het nie sy hemelse posisie iets geag waarna hy moes vasklem nie, Efesiërs 2, maar hy het mens geword. Hy het afgestaan van sy godheid, van sy alwetendheid, toe hy aarde toe gekom het om ons aan die Vader voor te stel. En waar hy hier praat, het hy nie idee wanneer hierdie dag sal wees nie, want hy is 'n mens op aarde, op pad kruis toe, wat weer verheerlik sal word na die posisie wat hy verdien, langs sy Vader aan sy regterhand, maar hy is nie nou daar nie. So hy het nie idee wanneer hierdie dag is nie. Dis 'n bewys dat hy mens geword het vir my en jou. Net die Vader weet dit, sê hy. Niemand van ons weet wanneer hierdie dag gaan. Ek kan jou wel sê dit gaan skielik wees. En ek kan jou wel sê dat gered is, het niks om te vrees nie. Dan sê hy weer, wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. So Jesus praat hiervan, ek kom na die mensdom toe, daar's sondaars en daar's gereddes. Wie gaan waaksaam wees? Die gereddes. Die sondaars het nie 'n saak nie. Die ou wat niks met die Here wil te doen het nie 'n saak nie. Weereens, dis beskrywend, nie voorskriftelik nie. Ons gaan dophou. Ons gaan ons oë hou waar die Here wil hê ons moet ons oë hou, op sy woorde en op wat hy gesê het gaan gebeur. Ons gaan waaksaam wees. Omdat julle nie weet nie. Wees, Lukas skryf dit so, hy skryf dit bietjie meer in detail. Hy sê, wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige eetery en drinkery en deur sorge van die lewe afgestomp word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Want dis wat gaan gebeur met elke sondaar. Dit gaan 'n vangnet wees, dit gaan God se oordeel wees wat aarde toe kom. Die dag, toe die aarde verduister vir 3 ure terwyl Jesus aan die kruis hang, was dit vasgemaak dat God se oordeel sal oor die Jode die neersak, as gevolg van die lig van die wêreld wat hulle in 'n kruis vasgeslaan het. Dieselfde gaan gebeur wanneer God terugkom. Dieselfde. Wees op julle hoede. Dit beteken nie ek moet elke dag in vrees, die Here dreig my, ek moet elke dag in vrees leef en wonder of hy nie vandag terugkom en nou gaan ek uit vrees uit maar bid en my Bybel lees nie.
Ek gaan dit weer sê, hierdie is beskrywend wat van geredde mense gaan doen. Dis nie voorskriftelik wat geredde mense doen nie. Jy doen dit klaar. Jesus verwys ook hierso eintlik na Matteus 13, waar ons nou al oor gepraat het, oor die saaier, wat oral saad saai. Hy kom met die goeie nuus, die evangelie. En hy saai saad, en van dit val op die teerpad, en die voëls gekom en dit opgepik, en dit praat van jou hart. Hoe ontvanklik is jy vir God se woord? Hoe ontvanklik is jy vir die waarheid, en om vrygemaak te word deur die waarheid, en gered te word? En party van hierdie saadjies het op klipprige grond geval. En die storie in Matteus 13 sê, en swaar tye het gekom, en versoekings het gekom, en veroordeling het gekom. Jy het veroordeel gevoel, of jy was vervolg. En as gevolg daarvan het daai saadjie nie lekker wortel geskiet nie. En het jy nie werklike redding in jou lewe beleef nie. En het jy weer weggestap van God af, toe die sorge van die lewe, dat jy 'n emosionele besluit gemaak. Toe stap jy weg van die Here af. Jou verlossing maak nie op jou staat nie. Dit sal nooit nie. En soos ek gesê het aan die begin, al wat jy bydra by jou verlossing is jou sonde. Jy het genade nodig. Jy gaan nie hierso sit en op jou hoede wees en die heeltyd uitkyk en op die eind van die dag opstaan en sê, Here, ek was getrou, ek verdien redding nie. Hy red jou. Jy red nie jouself nie. Jy word gebore met 'n selfsugtige natuur, met 'n begeerte vir jouself, om te doen wat jy wil, wanneer jy wil. Jy moet weer gebore word. Jy het gehoor van hom, terwyl jy gehoor het van hom, het hy jou hart sag gemaak, jy het tot op 'n plek gekom van ek wil bely, wil my sonde bring, en ek wil hom vertrou, dat hy vir my genade sal gee. En 'n nuwe hart met 'n nuwe begeerte. Daai ouens is die ouens wat gaan op hulle hoede wees. Wat die hele tyd die tekens gaan dophou. Wat gaan hoop hê. Wat gaan rigting hê. Hulle gaan nie afgestomp raak, soos ouens wat net emosionele besluite gemaak het. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Gered en ongered. Dit sal skielik wees, sê Lukas. Soos dit in die dae van Noag was, het Matteus dit beskryf, sal dit ook wees by die koms van die seun van die mens. Nou, party mense het hierdie skrif nou al verduidelik. Julle weet, maar hoe was dit in die dae van Noag? God het ons nie van die aarde af weggevat nie, hy het eintlik net sy oordeel aarde toe gebring, en toe weer teruggebring aarde toe, en party ouens probeer al hierdie goeders verskriklik ontleed, maar dis simbolies wat Jesus hierso sê. Hy sê, deur die storie van Noag, het ek klaar vir julle gewys hoe gaan dit werk in die einde. Wat het gebeur in die tyd van Noag? In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. God het na Noag toe gegaan en hom gesê, die aarde is evil, is duister, is in sonde, daar's niemand wat geregtig is behalwe jy nie. Ek gaan my oordeel oor die hele aarde bring, maar ek wil jou red, bou 'n ark. En die hele wêreld het vir Noag gelag en gedink hy is van sy kop af. Hy het gesê, bely, draai na God toe. Hulle het net vir hom gelag. En hy het 'n ark gebou. En hy het presies die Here se bevele en sy woord ernstig opgevat en daarop gefokus. Dit het hom jare gevat om die ark te bou. En die wêreld het net aangegaan. Hulle het geëet en gedrink, want dis wat ons doen om te ontspan. Ons gee aandag aan ons selfsugtige natuur waarmee ons gebore word. Ek kan nie sonder kos nie, en ek kan nie sonder my ontspanning, my verslawingsmiddels, of wat ook al, noem dit nou maar TV en social media, wat ook al jy drink en inspuit. En ons het getrou en aangegaan asof ons in beheer is, en ek is okay, ek het nie die Here nodig, ek hoef nie te leef soos 'n afhanklike nie. Want dis wat ons doen. En maar nie een van die ouens op die aardbol het 'n klou gehad, wanneer gaan Noag nou in die ark klim en die deur toemaak nie? Niemand het daai spesifieke dag geken nie. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, want hulle was nie gered nie. Hulle het nie belangstel in die Here nie. Die wat gered is, weet wat aangaan op die aardbol. Totdat die sondvloed gekom het en hulle weggesleer het. Jesus is besig om te sê,
hierdie is op pad. Dit gaan gebeur. Lukas skryf in die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hy het eers geskryf ook soos in die tyd van Noag. Hy het ook die voorbeeld gebruik van Lot. Lot is in Sodom en Gomorra. Hy's gevestig daar. Die Here stuur 2 engele na hom toe en hy sê hierdie stad gaan vernietig word met swaal en vuur. Dis net demonies en duiwels en vieslik. Die inwoners van Sodom en Gomorra het tot geweet die engele het vir Lot besoek en hulle wil toe sommer hierdie engele bymekaar maak en met hulle maak wat hulle wou. En die Here sê vir Lot gaan. Lot waarsku toe sy familie. Niemand wil niks hoor nie. Niemand wil niks weet nie. Hulle het maar net soos gewoonlik geëet, gedrink, gekoop en verkoop. Hulle het aangegaan met hulle besighede want my lewe gaan oor my besigheid. Ek het geplant, ek het geboer en ek het gebou my koninkryk. Ek het net my lewe geleef soos ek wou leef. Ek het nie 'n saak gehad met die Here en ek het gemaak wat ek wou. En niemand het geweet wat die dag was wat Lot Sodom verlaat het nie. Daai dag het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis, het Jesus gesê. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die mens verskyn, wat almal sal sien. Matteus beskryf dit so, dit gaan nie eens so lyk. Dan sal 2 mense op die land werk en die een sal saamgeneem en die ander een na agtergelaat word. Daar sal een wees wat op God vertrou vir sy redding, wat afhanklik is van die Here, wat gered is, wat vol hoop is. In die volgende oomblik sal daai ou net deur 'n engel gehaal word en bymekaar gemaak word by Jesus. En die ander ou sal wonder, wat gaan nou aan? Hy sal nie 'n klou hê nie. Maar hy het nie die tekens dopgehou nie en sy vertroue is nie op die Here nie. Was nog nooit nie. 2 vroue sal by die een meelkoring maal. Die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word. Dit sal net so skielik wees. Wat gaan gereddes doen? Lukas skryf vir ons hierdie. Hy sê, maar wees waaksaam en bid altyd deur, dat julle die krag kan ontvang, om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom, en om voor die Seun van die mens te verskyn. Ek wil hê jy moet mooi kyk wat skryf Lukas hierso. Hy sê nie, jy gaan uit jou moeitevolle selfdissipline dit regkry om gered te word nie. Jy wat gered is, weet waar is jou bron? Wie is jou lig? Daarom bid jy. Ons gebed is nie daar om vir ons te gee wat ons wil hê nie. Dis nie die doel van gebed nie. As ek by die Here kom staan en my oë toemaak, is die doel van gebed om my afhanklikheid van hom te verklaar. Om te sê, ek kan nie self nie, ek het hom nodig. En dis wat gereddes doen. Hulle bid. Want hulle weet waar kom hulle krag vandaan, nie uit hulle self uit nie. Dis wat gereddes gaan doen in hierdie tyd. So, ek wil vanoggend die argument maak, as jy nie iemand is wat bid nie, dan moet jy begin wonder of jy ooit gered is. En of jy die Here in jou lewe werklik het, en of dit 'n goeie idee is, of dit die regte ding is om te doen. Want jy kan nie jouself red nie. Markus sluit af met hierdie gedeelte wat Jesus gesê het. Hy sê, dis soos 'n man wat ver weggaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. So ons is gered, ons is deel van sy huishouding en hy is opgevaar hemel toe en hy kom 'n tweede keer terug en hy het elkeen van ons geseën met gawes en talente en tyd en energie en geld. En wat doen ons met dit? Ons wend dit na die beste van ons vermoë aan, as rentmeesters in sy koninkryk om te doen wat hy wil doen op die aardbol. Dis wat gereddes doen. En hy kom terug, ons weet net nie presies wat 'n dag nie. Ons kan wel die tekens dophou. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie. In die aand of middag of met die hanekraai of in die môre vroeg nie. Sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê ek vir almal, bly waaksaam. Want dit is wat gereddes doen. Ons hou nie op bid nie, want ons weet wie is ons bron. Ons hou dop wat om ons gebeur en dit herinner ons aan wat hy gesê het gaan gebeur. As jy nie eens weet wat hy gesê het wat gaan gebeur nie, moet jy begin wonder of jy ooit gered is.
Want 'n geredde stel belang in wat Jesus gesê het en wat Jesus gedoen het. Dis wat my en jou posisie is. Hy het jou vergewe. Hy het jou hy het oor jou uitgestort onverdiende genade. Ek het niks om te vrees nie. Niks om voor bang te wees nie. Dis wat ek vanoggend gebid het voor ek begin het. Here, mag vanoggend se boodskap nie vrees in jou sit nie, maar hoop en vreugde en uitsien. Mag jy die verantwoordelikheid opvat as 'n rentmeester. Nie omdat dit jou red nie, maar omdat jy gered is en omdat jy in staat gestel is om dit te doen. Wat leer ons by Jesus? Ek is verbaas vanoggend dat ek so vinnig deur daai baie skrifte gekom het. Daar sal tekens wees. En ek het vanoggend vir julle dit gesê. Jesus het gesê daar sal tekens wees reg rondom ons. Hou julle dop. Weet jy waar aan gaan? Herinner dit jou elke keer dat hy eintlik die lig van die wêreld is en dat hierdie kosmos waar binne ons nou bly tydelik is. Dat ons nie hoef bang te wees vir hierdie goed nie. Daar's 'n hele mensdom wat in angs en vrees leef as gevolg van hoe siek die wêreld is. Dis nie jy nie. Nie jy wat gered is nie. Hou hierdie tekens dop. Nommer 2. Niemand weet wanneer hy kom nie. So, op hierdie noot, as ons in 2026 weer 'n kettiekop het wat dink hy weet. Moenie luister nie. Want daar is sulke ouens wat dink hulle het dit gehoor en hulle weet. Niemand, Jesus self het gesê niemand weet nie. Geen mens sal weet nie. Ons het net 'n vermoede. Hy bring verlossing vir gereddes. Jy gaan jou kop kan optel, jy gaan kan opstaan en kan sê, my verlossing is hier. My traan, die laaste traan van verdriet word van my wang afgevee. Pyn en seer en siekte en hongersnood is op 'n einde. Verdrukking is verby. Die gestoei met die gesweet van my aangesig om my brood en my botter te verdien is verby. Ek is in 'n ewige verhouding met God, in sy heerlikheid, in sy majesteit. Hy bring verlossing. Die geredde leef waaksaam in die oomblik met God se krag. Nie uit jou eie krag uit nie. Gereddes het hoop en ons bid. En gereddes weet hulle is rentmeesters. Jy weet jy's nie hier vir jou lewe op hierdie aarde nie, jy's hier vir wat hy wil doen in jou en deur jou. Het Jesus vir ons geleer. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U dat ons lewe in U hand is. Dat U gekom het en ons oortuig het deur die Gees van sonde, dat ons kon 'n geleentheid kry om te bely, en dat U genade oor ons neerreën, wat ons nie verdien nie. Daar's nie 'n dag wat ons kan asemhaal waarvoor ons nie kan dankbaar wees vir dit nie, Here. Ons is so dankbaar, ons verheerlik U, ons lig U naam op, ons sal nooit kan ophou om dit te doen, Here. U het ons geskape, en U gaan ons verheerlik. Aan die einde van tyd, ons sit waar ons moet wees. En dit is so onverdiend. Here, ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend hier so sit, wat dalk voel, nou wonder of twyfel oor hulle redding, dat U hulle die sekerheid sal gee deur die Gees, as hulle nodig het om te bely, dat hulle sal bely, dat hulle na U toe sal kom in volle oorgawe en vertroue vir elke dag se krag. Here, bring vir ons hoop, vrede en rus in U. Ons gee U al die eer vir wie U is, in die naam van Jesus. Amen.